Jo, is dit vir jy lekker om met die Here te wees? Ons kan alleen elke dag by die Here wees. Ons kan elke dag ons tyd by die Here, ons kan in ons karre die Here beleef, ons kan by ons werke die Here ervaar, ons kan oral die Here ervaar, maar daar's net een dag in die week wat ons saam met ons broers en susters net God kan saam groot maak en loof, en vir die broer en suster daar langs jou sê, ek dien 'n groot God. Dis wonderlik om die Here saam te kan aanbid, man. Dis hoekom ek kan nie glo dat ons kan YouTube kyk en dan dink ons het kerk gehou nie. Daar's niks so lekker as om 'n broer en suster so te vat en te sê, ek het jou lief in die naam van die Here, dis lekker om jou weer te sien. Dis wonderlik om liggaam van Jesus Christus te wees, is dit waar? Prys sy naam. Ek gaan vanmôre so 'n bietjie 'n woord, 'n diep woord, maar 'n woord wat so belangrik is in my verhouding met die Here om te weet dat ek toegang het tot God. Weet u dat u toegang tot God het? Toegang tot God is 'n wonderbare plek, want as God nie daardie toegang bewerkstellig het nie, dan was ek en jy verlore. Want as jy nie toegang tot die God van die heelal het wat jou kan red nie, dan is jy verlore. En vanmôre gaan ons so 'n bietjie kyk wat het alles gebeur deur die woord, en ek gaan probeer dat ek nie te lank is, ek gaan probeer so 'n halfuur om ons kyk wat die Here vir ons doen, nê. Ek wil die woordtitel vanmôre, God was onbereikbaar. God was onbereikbaar. Nou Genesis 3 vers 24, gaan ek net so vinnig vir u 'n oorsig gee. Genesis 3 vers 24. So het hy dan die mens weggedryf. Wie was dit julle? Adam en Eva. So het hy dan die mens weggedryf en Gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker, om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Nou wil ek net gou vir u vra, watter boom het hulle dan reeds van geëet? Die boom van kennis van goed en kwaad. So hulle die boom geëet waar hulle op 'n plek besluit het, ek gaan kwaad doen. Is jy by my? So God moes iets anders doen, want as hulle in die toestand van kwaad die boom van die lewe geëet het, was hulle vir ewig in die kwaad. Jy moet dit baie mooi verstaan. Hulle sou vir ewig in 'n plek van kwaad geleef het. So dit was nodig dat God met daardie Gerubs daardie boom van lewe beskerm, sodat hulle nie daarvan kan eet nie, totdat daar iets later jare, 4000 jaar later gebeur het, sodat ons weer van daardie boom kan eet, nee. So ek vat die gou in 'n rigting. Nou wil ek net gou by u stil staan 'n oomblik oor Daniël 5 vers 23 tot 27. Nou op hierdie stadium is Belsasar, en ek gee dit net as so 'n deurloop deur die Bybel van iets wat gebeur het. En hierso was Belsasar koning, hy was na Nebukadneser. Onthou jy vir Nebukadneser? Nebukadneser het hoogmoed in sy hart gehad, en God het met hom gepraat, en hy wou nie luister nie, en toe laat God hom soos 'n dier gras vreet. Onthou jy dit? Hoogmoed is 'n verskriklike plek waar die mens kan kom. En hier kom hierdie volgende koning, en hy dis nou die seun van Nebukadneser. En hy kom en hy gaan in die tempel van God in, en jy sal verstaan hoekom ek hierdie deel net inbring. Hy gaan in die tempel van God in, en hy vat die plek, hy vat die kelkie, die bekers van God, hy vat die goed waar die brood ingesit is, wat heilig vir God is op daardie, en dan onthou, God het in die tempels gewoon met hande gebou op daai stadium, nee, ons gaan net nou sien wat het gebeur. So God is vir God baie, baie heilig, en hy gaan en hy vat daai goed en hy hou sy party. So ek wil net hê, jy moet weet vandag, dat jy moet baie versigtig wees vir God.
God is wonderlik, God is vergewensgesindheid, God is genadig, maar moenie gaan party hou wanneer jy om die nagmaaltafel van die Here gaan sit nie. Dis 'n ander belangrike plek waar ons moet wees. Goed, Daniël 5 vers 23 tot 27. Maar u Belsasar, sy seun, dis nou Nebukadneser se seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel hy dit alles geweet het. Jy het geweet wat jou pa gedoen het. Maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u en u maghebbers, u vroue en u byvroue het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer, goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien en nie hoor en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem, en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Ok, toe is deur hom die deel van die hand gestuur om hierdie skrif te skrywe, nee. Nou kom daar 'n hand. Nou, dit is eintlik vir my so mooi toe ons vanmôre hierdie lied sing, dat ons is in die holte van sy hand. Toe, want ek het gewonder, hoekom sê hy 'n deel van sy hand? Want ek dink nie, jy kan sy hele hand sien nie. Dis net 'n deel van sy hand wat daar geskryf het, nee. En dit sê, en dit is die skrif wat geskryf is, meni, tekel, Upharsin. Dit is die uitleg van die woord, meni, God het u koningskap getel en daaraan 'n einde gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. U moet dit mooi hoor, u koninkryk is verdeel en aan die Meders en die Perse gegee. Nou, u sal sien wanneer ons by die nagmaal deel kom en by hierdie ander deel, hoe ek net hierdie ingebring het as die belangrikheid van hoe ons God moet ag. Jy moet God heilig ag. God is groot, God is wonderbaar. Jy kan nie speletjies met God speel nie. Nou, vanoggend, Matteus 27 vers 45. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Ok, eers tot daar. Om 1500 uur, dis die middag 3 uur, nee, kom Jesus en hy roep met 'n groot stem, my God, waarom het u my verlaat? Daarop het Jesus, en dan in vers 50, gee vir my 50 daar. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. So op 'n stadium sê God, waarom het u my verlaat? Wat het daar gebeur? Hoekom het hy gevoel dat God hom verlaat het? Wat het gebeur? Yes, my broer. Sonde, God het sy oë toegemaak vir sonde, maar wat het op daardie stadium gebeur? Die hele wêreld se sonde was op Golgotha. Die hele wêreld se sonde was op Jesus gewees, en daarom ervaar Jesus hierdie ek is verlate van God, ek is weg van God. Het jy al gevoel wanneer jy sonde doen, dan voel jy so 'n bietjie, jy voel skuldig, nee? Jesus het al die skuld van ons almal op hom gedra, op daai oomblik om 1500 uur daardie middag. Wat 'n verskriklike oomblik was dit. En nou kom Jesus met die tweede keer en toe hy sy asem uitblaas, voor hy sy asem, sien ons in die ander evangelie sê dit, en Jesus het uitgeroep, tetelestai. Tetelestai, wat beteken dit? Dit is volbring. Daardie sonde van elkeen wat vanmôre in die AGS fontein van lewende water kom, het ek op my gevat, halleluja. Hulle kan instap in die genade troon van God, en ons gaan gou 'n bietjie daarna ook kyk, prys sy wonderbare naam. Dit is volbring. Dis klaar. Dis klaar. Maar die duiwel kom en sê vir jou, dis nie klaar nie. Jy moet vir hom sê, luister, dis klaar. Jesus het dit klaar betaal. Daar so groot heilige oomblik op hierdie stadium, die centurion, die hoofman oor 100 sê, waarlik, hy was die seun van God. Die man aan die kruis roep uit, Here, die een man aan die kruis, die ander ene, das jou kant van ja sê vir God en nee sê vir God, nee? Die een rower sê ja, wat sê Jesus vir hom? Vandag sal jy saam met my in die paradys wees, die ander een vervloek Jesus.
Ek wil nie weet waar hy is nie. Kom ons kyk na 'n oomblik na die tempel en die voorhangse. Die tempel van Herodes was 'n baie indrukwekkende gebou van daardie tyd in die wêreld. Die gebou was 18 meter hoog en 9 meter breed. Die gordyn wat in die skeiding was tussen die heilige en die allerheiligste was 6 ton geweg. Hoor gou mooi, 6 ton. 2 spanne osse kan nie daardie gordyn skeer nie. Die gordyn was 8 tot 10 centimeter dik. Was die gordyn gewees. En ek glo dit, God het reeds geweet wat daar moes gebeur, sodat ons kan glo, daarom het hy hierdie ding so laat maak. 300 priesters het dit gehang, die gordyn. Nou, in die eerste 2/3 van die gebou, was die goue menorah, die kandelaar, weet al die kandelare gesien met die kerse wat so mooi brand, daai mooi kandelaar, nee, dit is so mooi eintlik vir my. En daardie kandelaar het gedurig gebrand. Dan was daar die tafel met die toonbrode, en teen aan die gordyn waar die allerheiligste is, wat dit geskei het, het daar 'n reukaltaaroffer gestaan. Die agterste derde, en ek gaan net vinnig deur sodat u net so 'n bietjie 'n gesig kry van dit. Die agterste derde, die allerheiligste, die voorhangsel het hierdie 2 areas geskei. In die tempel van Salomo was die ark van verbond, die versoendeksel met 2 goue gerubs wat oor die heerlikheid van die Here gewaak het. Waar het ons net nou gelees van 2 gerubs? In Genesis, kan jy onthou, dit het gewaak oor die heerlikheid van die Here, want God kon nie sonde weer toelaat nie, onthou jy dit? Hier waak die 2 gerubs op die versoendeksel van die Here, waak dit oor sy heiligheid. Sê 'n bietjie vir die een langs, so ek dien 'n groot God. Nou binne in die ark is daar 2 tafels, wie kan vir my sê, wat is daai 2 tafelblaaie gewees? Die gebooie van Moses, nee, die wette van Moses, nee, dit was daar binne, en dan was Aaron se staf daar binne, en dan was daar 'n bak met manna uit die woestyn gewees. Die belangrikste van die ark was egter dat God se heerlikheid op 'n misterieuse wyse in en om die ark gerus het. Ek dink dit was, as ons nou sal ons daar kan instap, maar as ons daardie tyd moes instap, dis hoekom net die hoëpriester kon aangaan. Hy moes bely en te kere gaan, en hy moes homself 100% reg kry, hy het nooit geweet of hy weer daar gaan uitkom nie. Want op daardie stadium, as jy God gesien, sê die woord, het jy gesterwe. Die allerhoogste was as ware God. Hierdie tempel was die allerheiligste, en dit was die woonplek van die allerhoogste gewees op daardie stadium. God het daar gewoon. Vir 364 dae in die jaar het God daar alleen daar agter gewees. En ek sê, onthou nou net, God is baie groot. Ek moet nou nie jouself gaan nou beperk en dink, maar God was net daar nie, hoor. Nee, God is te groot daarvoor. God het baie goed wat hy nog moes gedoen het, maar dit was sy blyplek vir 364 dae van die jaar, en dan daar die een dag, die dag van die versoendag, dan het die priester, wanneer hy nou regtig sy lewe reg gemaak, het julle al regtig julle lewe voor die Here, want jy in die moeilikheid is, dan weet jy, ek moet nou heeltemal reg maak. Die Here ken elke deeltjie van my, hy ken elke binneste. Ek dink daai hoëpriester was so bietjie, Here, ek bedoel, hy het nie Jesus gehad nie, hè? En hierdie hoëpriester moet daar ingaan, en vir die volk, hoor nou baie mooi, net die sonde gaan bely en toemaak vir 'n oomblik, want dit is nie 'n eenmalige offer wat vir altyd gehou het nie. Vir eenmaal in 'n jaar kan ek gaan, hierdie hoëpriester, en vir die sondes van die volk intree. Matteus 27 vers 51 tot 54. Sê vir die een al langs jou, God het my baie lief. En kyk, sê saam met my, en kyk,
Jy begin iets baie groot en kyk, sê bietjie vir die ene langs jou, wow! Hoe groot is God vir my en jou gewees? Wow, kyk wat het God gedoen! En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur van bo na onder en die aarde het gebewe en die rots het geskeur. Nou wil ek net gou. Dink jy 'n mens sal daar bo kan hang? Die hand wat geskryf het en gesê het jy's te lig bevind. Daai hand het gevat die gordyn en gesê ek wil by my kinders uitkom, ek mis hulle, ek verlang na hulle. En ek gaan hier die plek oopmaak. And behold the veil of the temple. Dit is geskeur. At once the curtain, sê die woord van die Here. At once. Toe Jesus sê, tetelestai, dis klaar. Dis die einde van daardie era. Daar het 'n nuwe era aangebreek. Ek het die volle sonde op my gevat. Toe's daar 'n slag in die tempel. Ek dink daardie ou hoofpriester, ek wonder of hy nog gelewe daarna. Ek dink hy het hom doodgeskrik. Want hier val daardie gordyn waar hy nou moes deurgaan om die offer te bring. En wat die skeiding veroorsaak het, word deur Jesus Christus se woorde op die kruis finaal betaal. Halleluja. Die prys is betaal. Die gordyn is geskeur, halleluja, en die allerheiligste is vanmôre oop, sodat ek en jy kan instap deur hierdie nagmaaltafel, en vanmôre saam met God almagtig sit aan die tafel, nie omdat jy goed is nie, maar deur sy seun wat die prys betaal het. Halleluja. Almal het 'n kans, maar jy het nog steeds 'n keuse. Sê vir die een langs jou, dis nog steeds jou keuse of jy vanmôre aan die tafel wil sit en die groot versoeningswerk van God aanvaar. Jy kan nog steeds sê nee. Maar van God se kant af is dit ja. Van God se kant af is dit oop, prys die naam van die Here. Almal het 'n kans. Sê ek het 'n kans. Halleluja, ek het 'n kans, Here. Hierdie dubbele gordyn was so 'n verskriklike ding wat eintlik daar gehang het. Want van die een kant sê wat sê die woord van hierdie gordyn? Hierdie gordyn aan die een kant waar die mense nie kon deurkom nie, is 'n teenbeeld van julle sondes en julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen my en julle. Aan die ander kant was God almagtig en daar kan ek nooit uitgekeer het nie. Maar in hierdie dag kom God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. En toe die gordyn skeur, toe keer hy dit wat gebeur het in tuin van Eden, keer hy om. En hy sê, ek jaag julle nie meer uit nie. Ek nooi julle in. Halleluja. Ek jaag julle nie uit nie. Ek nooi julle vanmôre. Ons word verwelkom deur die krag van God. Ons word verwelkom om te kan aanbid en te sê, lewende God almagtig, ek wil U loof met my hele wese. Ek wil U aanroep want U is waardig om geprys en aanbid te word. U is koning van al die konings en Here van die leerskare. O, ek het naby U gekom. Ek het 'n kans op 'n verhouding met Skepper God almagtig, wat alles en almal en alles op hierdie aarde gemaak het. Kan ek by gaan sit op sy skoot, by sy voete en met hom maaltyd hou, halleluja.
Psalm 23 vers 6 in die Amplified. Hallelujah. Surely or only goodness and mercy and unfailing love shall follow me. Hierdie David, hy skryf nog uit 'n plek van profesie. Hy skryf nog uit 'n plek waar hy nog nie Jesus het nie. Maar hy sê, surely, or only goodness and mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days, the house of the Lord and His presence shall be my dwelling place. Oh, Here, dan wil ons nie kerk toe kom nie. Dan wil ons by die huis sit en die Here aanbid. Ons het 'n voorreg om saam, as kinders van die Here, as diensknegte en diensmaagde van die Allerhoogste, God saam te kan aanbid. En hy beloof, hy sal hier wees. Het jy hom al ervaar vanmôre? Die Here was hier, hoor. As jy hom nie ervaar het nie, dan is die fout by jou. Ek gaan daardie Psalm 24 net los, of ek sal dit op 'n ander tyd terbring. Dit is eintlik 'n preek op sy eie. Toe Jesus uitroep, dit is volbring, toe skeer die gordyn van bo na onder. Slegs God kon dit self doen. Daar volg 'n aardbewing daarna, die mense het uit die dood uit opgestaan. Ons weet dit, hulle het eers uitgekom uit die grafte nadat Jesus uitgekom het, want hy is die een wat eerste gelewe het. So Jesus het eerste uitgekom. En daarna kan ons almal, sê vir die een daar langs jou, ek kan nie doodgaan nie. Ek gaan vir ewig lewe. Halleluja. Want die boom van die lewe is deur Jesus Christus vir my gegee. Halleluja, ek kan nou van daardie vrug eet, omdat Jesus my sondes gewas het en my skoon gemaak het, dat ek nie in 'n permanente plek van sonde sal voortleef nie. Prys die naam van Jesus. Ek is amper klaar. Soos die hand geskryf het, jy's geweeg en te lig bevind, het die hand weer gesê, jy's te lig, maar ek maak oop, omdat my seun daar op die kruis sy asem uitblaas, en alles op jou gevat het, gee ek jou die kans, om in te stap, prys die naam van die Here. Die skeiding is vir ewig weggeneem. Ons gaan vanmôre aan hierdie tafel sit en jy, as jy iets vir jou sê, dis nie heeltemal reg nie, dan sê jy vir daai duiwel, jy weet nie waarvan jy praat nie. Die skeiding is vir ewig weg. Ek het hier reg vanmôre om aan hierdie tafel te sit en saam met Jesus Christus en saam met hierdie mense en saam met die Heilige Gees God te loof en prys. Golgotha, die plek van die grootste sonde gesentreerde plek. Ek dink dit was 'n verskriklike plek. Ek dink die sonde was so baie dat die lig nie kon deurskyn nie. Want dit het pikdonker in die middel van die dag geword. Want daar was soveel sonde. Toegangbaar. Sê dit saam met my. Toegangbaar. God is beskikbaar. Hebreërs 4 vers 16. Laat ons dan met vrymoedigheid. Wat is vrymoedigheid? Halleluja. Hier kom ek, Here. Hier kom ek, Here. Ek hoef nie te sê, die sonde. Ek kruip weg, Here. Nee, daar's toegang. Ek het vrymoedigheid om die genade troon van die Here te nader. En ek hardloop na God toe en ek spring in sy arms. Want ek het genade gekry by die troon van genade en ek het genade gevind om op die regte tyd gehelp te word. Halleluja, Johan. Daar sal 'n tyd wees wat jy God nodig het, maar op die regte tyd sal God vir jou deurbreek. Sal God vir jou uithelp. Sal God jou genade bewys. Want die onsigbare hand het die gordyn geskeur en die Seun het die volle prys betaal vir my en vir jou.
Die allerheiligste staan waawyd oop. God wat van Adam nie beskikbaar was nie, is vir altyd en enige tyd beskikbaar. Jesus se dood en sy bloed beëindig die skeiding. Sy opstanding verseker vir jou die ewige lewe. En Efesiërs 2 vers 13 sê, maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. Die weg van God vir ons almal is oop. Kom ons lees net Hebreërs 10 vers 19 tot 20. Kom ons raak opgewonde oor God, terwyl ons dan broeders en susters vrymoedigheid om die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Op die nuwe en die lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. En dan Handelinge 17 vers 24 sê, nou bly God nie meer in geboue nie. God verlaat die allerheiligste om nooit weer in tempels met mense hande te bly nie. Van nou af bly God binne in jou en my. Halleluja. Halleluja. Halleluja, wat 'n voorreg. Kom ons kyk net daar 1 Korintiërs 3 vers 16 en ek sluit af daarmee. Halleluja. Weet julle nie, sê net vir die een langs jou, weet jy dat nie, dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God woon binne in jou. Halleluja. Kan ons staan en vir die Here net so 'n bietjie eer gee? Kan ons hom net so 'n bietjie loof en dan bid daar waar ons staan? Halleluja. O, Here. My brein is te klein om te verstaan, maar my hart is groot genoeg om te weet die prys is betaal. Ek het vrymoedigheid, jy Gordon, ek het vrymoedigheid, man, om die genade troon van die Here binne te gaan. Halleluja. Kan ek vir u 'n gebed doen? Sal u hande na God uitsteek? Sê dankie Here vir die groot werk wat u vir ons gedoen het op Golgotha. Ons eer u dat alle sondes wat gedoen was, wat gedoen word nou, wat gedoen word in die toekoms, is daar net een prys betaal. En sy naam is Jesus. En hy alleen is die weg en die waarheid en die lewe. En niemand gaan na die Vader behalwe deur hom nie. Halleluja, loof die Here, gee die Here lofoffer. Prys sy wonderbaar en sy heilige naam. Halleluja, halleluja. U kan nie sitplekke neem. In daardie lig gaan ons nagmaal bedien. Nou, my broer en my suster, hierdie is die wonderlikste geleentheid wat God ons gee om saam met hom te sit en deel te hê. Toe hy saam met sy disippels sit en hy gee hulle die brood, was daar nog nie gate in nie. Maar vanmôre sit hy hier saam met ons, Pastor Edmund, dankie vir daardie boodskap van laasweek. Hy sit vanmôre en jy sien hom. Wat het hy vir jou gedoen? En daarom moenie hierdie as net 'n verby ritueel van die kerk sien nie. Dis 'n sakrament deur God ingestel, sodat u en ek in die lewe van God kan begin lewe en nie die duiwel glo oor die dooie dinge wat hy in ons lewens inspreek nie. As jy vanmôre daardie broodjie vat, dan sê jy, ek vat die lewe wat Christus my gegee het. Die bloed van Jesus was my, reinig my van alle sondes en ek het vrymoedigheid. So u moet nie vanmôre, as u vir hom gesê het vanmôre, Here, ek is jammer. Ons doen almal verkeerd. As u vanmôre gesê het, Here, ek wil so graag saam met u wees, dan hoef jy nou nie eers te gaan sterwe nie. Jy kan instap en sê, Jesus, dankie dat u dit vir my gedoen het. Ons kan nie Jesus se werk misbruik nie, maar ons het die geleentheid om dit te vat. Prys sy naam.